Goeiemôre aan elkeen. Is vir ons 'n voorreg om vanoggend hier saam te kan wees en saam dan die Here ook te vertrou vir sy wonderlike werking ook in ons elkeen se lewens. Nou, net 'n interessante iets voor die tyd. Wat is die eerste stap wat ons moet neem as daar 'n probleem is, as daar 'n fout is, as daar iets nie reg is nie? As jy agterkom iets is verkeerd, wat is die eerste stap wat mens moet neem? Erkenning. We've got a problem, Houston. Dis die eerste stap wat mens moet neem. Nou toevallig ek en my medeleraar het dieselfde probleem, dieselfde uitdaging. En dis die gebrek aan hare op ons koppe. Wat al hoe minder word. Gelukkig ek's ouer as hy. Ek weet nie wat 'n syferskonings nie, maar myne is maar my ouderdom. Wat ek ouer as hy is. So ek het nou die eerste stap geneem. Ek het net maar my hare begin korter sny. So ek hoop jy hou daarom van die nuwe haarstyl. Want die comb-over het nie heeltemal lekker gewerk om alles te bedek nie en dan lyk mens baie deurmekaar as die wind waai. So, al die uitdagings wat ons as mens elke dag het. En ongelukkig stop dit nie net by die haarverlies nie. Daar's baie uitdagings wat ons elkeen beleef. Mens besef dit, mens lewe saam met dit en mens wil nie net al die uitdagings maar net aanvaar en kom ons kyk nou maar net in ons, kom ons dra maar net swaarder nie. Vanoggend se boodskap is 'n besondere boodskap wat die Here vir ons kom sterf het. Nie net om ons te verlos van ons sonde nie, maar om vir ons oorwinning in hierdie lewe te gee. En dit gaan nou nie oor haarverlies nie. Ongelukkig nou nie. Haarverlies is nou maar feite van die lewe. Dis hoe dit gebeur. Maar waar die Here betrokke wil wees, intens betrokke wil wees in ons lewe, om ons te help. So daarom mag die Here ons elkeen seën in hierdie oggend, mag ons daarom ontvanklik wees vir sy woord, en mag die Here dan so, na die verwagting wat ons elkeen het, ons kom antwoord in hierdie oggend. Baie, baie welkom dan by ons erediens vanoggend. As jy slank wil naslaan, ons gaan saam lees Lukas hoofstuk 21 vanaf vers 37, en dan gaan ons die hele perikoop lees tot aan die einde van hoofstuk 22 vers 23. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat, Here, terwyl ons in uitdagende tye leef, Here, tye met krisisse, tye met node, tye met omstandighede, tye met uitdagings wat ons nie altyd die antwoorde voor het nie. Maar Here, dankie dat ons nie in vrees hoef te lewe vir elke uitdaging, vir elke probleem, vir elke moontlike dingetjie wat kan verkeerd gaan nie. Maar Here, dat ons U alleen kan vertrou. U, Here, wat die toekoms selfs in U hande hou. Dankie Here, dat ons van U alleen afhanklik kan wees. Dankie Here, dat U ons geliefdes gee. Dankie Here, dat ons as gemeente saam kan wees. Dankie Here, dat ons dan so, Here, mekaar kan beïnvloed met U liefde. Here, dankie vir U teenwoordigheid ook hier in ons midde. Dankie dat ons U kan vertrou. Here, dankie dat ons U kan toelaat om in te werk in ons lewens. Here, ons is swak, ons is nietig. Here, ons is eintlik maar net klein. Stof, Here, word ons beskryf. Here, ons het geen beheer oor die dag van môre nie. En daarom, Here, besef ons groot nood. Here, ons afhanklikheid van U alleen. En wil ons vra, Here, dat U in hierdie oomblikke, Here, terwyl ons dan ook nou vandag nagmaal saam gaan vier, Here, die geleentheid wat ons dan gedenk, waar U dan dit vir ons moontlik gemaak het om kinders van U te word. Here, maar ook om met volle instaatstelling, Here, as mens, as nietige, Here, as afhanklike van U te leef, sodat ons in alles, Here, U kan eer. Daarom, Here, is ons hier by mekaar. En wil ons vra, Here, dat U dan so ons elkeen se nood sal hoor, Here, dat U ons sal help, dat U vir ons oorwinning sal gee, dat ons dan U naam alleen sal kan verheerlik. Here, ons slaan ons op na die berge, want waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van U alleen, wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Baie, baie dankie. Vriende, ons gaan saam die woord van die Here met mekaar deel uit die evangelie van Lukas,
dieselfde as wat ons laasweek gedoen het. Laasweek het ons gepraat oor die verlore geldstukkie wat die vrou verloor het in haar huis, en dan wat die Here dit dan ook aan die skrifgeleerdes en fariseërs kom vertel het, wat ook basies op dieselfde neerkom, maar hier vanoggend gaan ons met mekaar deel, op grond waarvan kan ons dan verlos word, en gaan ons dan ook die gedeelte saam lees, wat gaan oor die nagmaal gebruik, wat die Here dan ook saam met sy disippels gevier het in die bovertrek. So die evangelie van Lukas, besondere evangelie wat die enigste ene is wat kronologies agter mekaar volg, met ander woorde opeenvolging van gebeure wat aangeteken is vir ons, die evangelie wat die geslagregister van Jesus aanteken vanaf Adam en Eva, omdat Lukas dit dan kan opteken, nie net vir die Jode nie, maar vir die hele wêreld, vir die heidendom, vir die verlore mense. Kom teken Lukas hierdie besondere evangelie aan, en daarom vanaf Adam en Eva, die verhaal wat geteken word, maar ook dan Jesus Christus, wat God die Vader vir ons as kleine babietjie gegee het, met sy voetspoor op aarde, die kruisiging, die hemelvaart, die hele verhaal wat opgeteken word, sodat ons as mens, ons daarmee ook kan vereenselwig. Nie net, dankie Here, dat U vir my gesterf het nie, maar dankie Here vir U voorsiening in my lewe, dat U daagliks betrokke is in my lewe, met die omstandighede, met die uitdagings, wat ons elkeen dan beleef. Met ander woorde, dit kom wys vir ons, die bemoeienis wat die Here met ons as mens maak, om ons as mens by die hand te neem, en dan so deur die lewe te kom lei. Dit spreek van God se leiding, dit spreek van my afhanklikheid, daardie rol wat ons dan ook moet vertolk en dan so in afhanklikheid van die Here moet leef. Kom ons lees saam hierdie wonderlike verhaal wat die Here dan ook vir ons laat opteken het. Lukas hoofstuk 21, ons gaan saam lees vanaf vers 37. Die opskrif, die loon van die verraad. Lukas 21 vanaf vers 37. En hy was oordag in die tempel besig om te leer, en snags het hy uitgegaan en vernag op die berg, wat die Olyfberg genoem word. En die hele volk het vroeg in die môre na hom in die tempel gekom, om na hom te luister. En die fees van die ongesuurde brode, wat Pasga genoem word, was naby. En die owerpriesters en skrifgeleerdes het gesoek, hoe hulle hom kon ombring, want hulle het die volk gevrees. Die fariseërs en die skrifgeleerdes en die owerpriesters is die mense wat in beheer was van die tempel. Die mense wat veronderstel was om die volk te lei in wat reg en wat verkeerd is. Maar hulle het die volk gevrees, want Jesus Christus het bly verkondig dat jy moet jou bekeer van jou sonde. En die skrifgeleerders wou nou nie die hele volk kwaad maak om vir hulle te sê, julle moet eintlik tot bekering kom nie. Hulle wou net gehad het, almal moet net bly wees, almal moet net gelukkig wees, almal moet net maak wat hulle wil. Hulle wil niemand gekonfronteer het met die liefde van die Here nie. En onthou nou, as die woord ons so konfronteer, is dit nie 'n pak slaan nie. Dis nie, ek wil jou straf nie. Dit is 'n uitnodiging met liefde. Van dit wat verkeerd is, wil die Here jou kom help om reg te maak. So met ander woorde, die konfrontasie is, ek moet erken, ek is verlore. Ek moet erken, ek het 'n probleem. Ek moet erken, ek het die Here nodig. Daarom, laas Sondag se boodskap, wat nou juist gegaan het oor die verlore penning, wat die Here aan die kerkmense kom vertel het, sodat hulle kan sien, binne in die huis, het hulle verlore geraak. So mag die Here ons dan kom seën, sodat ons aan sy liefde ook in hierdie verhaal sal kan raak sien. Vers 3. En die Satan het in Judas gevaar, wat Iskariot genoem word, en wat uit die getal van die 12 was, en hy het gegaan en met die owerpriesters en hoofde beraadslag, hoe hy hom aan hulle kon oorlewer, en hulle was bly, en het met hom ooreengekom om hom geld te gee, en hy het toegestem en na 'n goeie geleentheid gesoek, om hom sonder oproer aan hulle oor te lewer. En die dag van die ongesuurde brode het gekom, waarop die Pasga geslag moes word. Toe stuur hy Petrus en Johannes en sê, gaan berei die Pasga vir ons, dat ons dit kan eet. En hulle sê vir hom, waar wil jy hê, moet ons dit berei? En hy antwoord hulle, kyk, as julle in die stad ingaan, sal 'n man julle ontmoet, wat 'n kruik water dra. Volg hom na die huis, waar hy ingaan. En julle moet vir die eienaar van die huis sê, die meester vra u, waar is die kamer, waar ek die Pasga met my disippels kan eet?
en hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat reggemaak is. Daar moet julle dit berei. En hulle het gegaan en dit gevind, soos hy vir hulle gesê het, en die Pasga berei. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom, en hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang, om hierdie Pasga met julle te eet, voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Maar kyk, die hand van hom wat my verraai, is by my aan tafel. Die seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar weet daardie man, deur wie hy verraai word. Toe begin hulle onder mekaar te vra, wie van hulle dit tog kon wees, wat dit sou doen. Ons lees nou tot daar uit die verhaal met mekaar saam. Nou vriende, ons teks van oordenking is hoofstuk 22 vers 1, en die fees van die ongesuurde brode, wat Pasga genoem word, was naby. Ons tema, die fees van die ongesuurde brode, is hier. Pasga, oftewel dan Passover, soos wat dit in die King James dan ook aangeteken is, en wat ons dit in die Engels dan ook ken, beteken letterlik om oorgeslaan te word. Met ander woorde, om oorgepaas te word, om nie ingesluit te word nie, om oorgegee te word. Maar Jesus Christus, die een wat juis oorgeslaan kon word, is die een wat geslag moes word, is die een wat aan die straf kom dra het, sodat ek en jy oorgeslaan kan word. Jesaja 53 is die goue lydingslied, soos wat dit alom bekend staan. 'n Profesie wat vertel word van Jesus Christus se lyding. 'n Profesie wat vertel word van Jesus Christus, wat vir ons in ons plek geslag moes word, wat reeds dan so ook van die Pasga dan praat, wat gedenk word in hierdie gedeelte, om vir die volk net weer eens, omdat dit uit die Exodus uit reeds ontstaan het, soos wat ons later ook gaan sien, sodat ons net weer kan sien, dit wat die Here vir ons kom doen het, is nog steeds van toepassing, en is ook nog steeds van toepassing in die dag wat ons dan so in lewe. Jesaja 53 vers 5, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, hoor julle die oorslaan, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Met ander woorde, die sonde toerekening, die gevolg van die sonde, die straf van die sonde wat ons verdien, word ons oorgeslaan, en dit word neergebring op Jesus Christus. So dis 'n voorreg om oorgeslaan te word. Jesaja 53 vers 7, hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Hy het homself nie verweer, hy het homself nie gaan beskerm, hy het homself nie gaan verdedig teenoor die reg nie, maar het homself gewilliglik aan hulle oorgegee. Wat my opgeval het, is dat die fees van die ongesuurde brode is hier. 'n Feesviering is iets wat ons gedenk, wat vir ons baie blydskap gee, waaroor ons baie dankbaar is. Die besondere dag op Golgotha, waar Jesus Christus vir ons gesterf het, was verseker vir my traumaties geweest, dit was wreed geweest, daar was geen rede tot 'n feesviering hiervoor nie. Maar Christus het vir ons gesterf, gewilliglik, sodat ons, en gaan dit nou weer herhaal, sodat ons oorgeslaan kan word. Het hy vir ons die straf gedra, maar op die derde dag het die Here opgestaan, en het hy dan vir ons die ewige lewe kom moontlik maak, sodat ons nie hierdie dood in hierdie lewe hoef te vrees nie, maar sodat ons kan weet, hierdie lewe leef ons as 'n voorbereiding op die ewigheid, oor waar ons, op grond van die keuse wat ons hier maak, dan gaan deurbring. Vandag se boodskap is as ons nou die
Afrikaanse woord moet gebruik, 'n konfrontasie. Dit is vir my regtig 'n selfondersoek. Dit is vir my 'n waar's my lewe? En dit gaan nie oor ouderdom nie. Dit gaan nie oor wie jou ma, wie jou pa is nie. Dit gaan oor niks van dit nie. Dit gaan oor as ek kan asemhaal, as ek lewe, moet ek 'n keuse maak. En hierdie konfrontasie is met liefde. Dis die opoffering wat die Here gedoen het. In die tuin van Getsemane, waar die Here kom bid, waar sy sweet soos bloeddruppels geword het, wat hy tot God geroep het, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan, laat dit my oorslaan, maar nogtans bid die Here, nie my wil nie, maar U wil. God se wil was nie om Christus te dood nie. God se wil was om ons oor te slaan. En die enigste manier hoe ons oorgeslaan kon word, is op grond van Jesus Christus, wat in ons plek, plaasvervangend vir ons gesterf het. Maar nou kry ons die geleentheid, wat ek eenvoudig die Here moet toelaat, om my te laat oorslaan. Hierdie verhaal is vir my 'n tipies menslike verhaal. Die onverstaanbaarheid van ons as mens. Eva se begeerte in die tuin van Eden. Die duiwel sê vir haar, as jy hierdie vrug eet, gaan jy goed, dit wat jy nou ken, maar ook kwaad, gaan jy leer ken. En dan sê die woord vir ons, en die vrug was vir haar 'n lus gewees. Geneig om die verkeerde keuse te maak. Ek wil graag met julle die eerste gedagte deel. Hierdie fees van die ongesuurde brode is hier, as gevolg van die wêreldse toestand waarin ek en jy lewe. Die rede, dit wat dit genoodsaak het dat Christus vir ons moes sterf, is hierdie onverstaanbare menslike haat wat opgeteken word. Haat is ek ontsê iemand anderste die reg tot lewe. Met ander woorde, ek wil nie hê iemand anderste moet meer lewe nie. Dit is die haat in my hart. Dit is nie, jy kan net op 'n baie ander ver plek gaan lewe, ek wil net nie naby jou wees nie. Jy kan maar in Oezbekistan gaan bly, ek weet nie eens waar is dit nie, maar waar ook al gaan bly, solank ek net nie weer van jou hoor nie. Dis nie eens dit nie. Dis ek wil nie hê jy moet enigstens mee asemhaal, jy moet bestaan nie. Hoor nou, vers 2 van ons geleesde gedeelte. En die owerpriesters en skrifgeleerders het gesoek hoe hulle hom kon ombring, want hulle het die volk gevrees. Die kerkmense het 'n opdrag van die Here, om dan so die liefde van die Here met die volk te deel. Maar, nou kom deel hulle dit wat hulle dink die volk nodig het. Nie dit wat die Here vir hulle gesê het, wat die Here hulle vooraangestel het nie. Maar hulle kom deel met hulle enigiets anders, behalwe die konfrontasie met die liefde van die Here. Behalwe om te sê, jy moet tot bekering kom. Jy moet 'n besluit neem. Jy moet die oorslaan aanneem van die Here. Anders bly jy verantwoordelik vir jou sonde. So met ander woorde, hierdie mense wat die liefde moes kom verkondig het, doen nie dit nie. Inteendeel, die Here vra dit van ons. So kom ons maak hom eerder dood. Ons ontsê hom die reg tot lewe. Ons hou hom verantwoordelik, sodat die volk ons kan prys. Nou is hierdie persoon, wat ons kom herinner aan ons foute, aan ons sonde, is uit die weg geruim. Nou kan ek net aangaan met my lewe. Hoor die mens se verraad. En hierdie is vir my een van die moeilikste gedeeltes, om te verstaan, en om te begryp, en om te verduidelik. Vers 3 tot 6, en ek gaan 'n vraag vir nou eers vra. En die Satan het in Judas gevaar, wat Iskariot genoem word, en wat uit die getal van die 12 was. Wie was Judas Iskariot? Judas Iskariot, een van die 12 disippels, een van hulle, wat die Here gekies het om hom te volg, vir nagenoeg 3 jaar.
Stap vir stap in die skaduwee van Jesus Christus sien hy wonderwerke gebeur. Beleef hy Christus se werking, hoor hy die liefde van die Here, sien hy die Here swaar kry as die mense sonde doen. Ervaar hy wonderwerke. Is hy deel van die disippels wat die brokstukkies gaan optel na die maaltyd? Beleef hy elke oomblik. En die Satan het in Judas Iskariot ingevaar. En Judas Iskariot verraai die Here. Het Judas Iskariot 'n keuse gehad? Ja, hy het. Judas Iskariot was ontvanklik gewees. Net soos Eva, ek wil bietjie meer sien. Ek is bietjie nuuskierig oor die ander kant van die lewe, oor die donkerder kant. Ek is nie tevrede met alles om die Here net te vertrou nie. Ek wil graag bietjie die ander dinge ook beleef in my lewe. Amper sê ek die dwaas, maar hy was dwaas. Ek wil nie net die goedheid van die Here sien nie. Ek het nou genoeg wonderwerke. Hoe kry mens dit reg? Ek het genoeg wonderwerke in my lewe gehad. Ek wil nie nou meer wonderwerke hê nie. Ek wil eerder die wonderwerkmaker doodmaak. Judas Iskariot. Hoekom gebeur dit? Daar was 'n oop deurtjie in sy lewe. Toegang vir die Satan om in te kom. Wie is in beheer van hierdie lewe? Psalm beskryf dit so mooi. Jou lewe is altyd deur in jou hande. Jou verantwoordelikheid. Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, waar is die deur se handvatsel? Aan die binnekant. Wie het alleen die mag om daai deur oop en toe te maak? Jouself. Niemand anders nie. Nie ek vir my kinders, ek vir my vrou, ek vir my ma, my pa, niks nie. Jouself. Ek wil nou amper sê, as jy geregistreer is by binnelandse sake, maar daar is moontlikheid dat dit ook al verkeerd gaan. As jy asemhaal, jy. Niemand anders nie. Judas Iskariot het 'n begeerte gehad. Amper soos Agan, Jesaja 6. Maak nie saak of die Here iets gesê het van bangoed nie. Ek begeer. Ek soek iets anderste. Ek soek 'n paar geldstukkies in my sak. Weet jy wat het Judas gedoen na die tyd? Toe hy agtergekom het, toe hy besef die berou wat in sy hart was. Hy gaan terug, hy gooi dit op die vloer neer, want hulle het toe gesê, hulle soek nie meer daai vuil geld nie. Hulle soek nie daai sonde geld nie. Daai geld het uit die tempel uit gekom om hom te betaal. Toe wil hy dit terugvat. Hulle vat hom nie terug nie. Hy gooi dit op die tempel se vloer neer. Hulle vat daai geld. Hulle gaan koop 'n begrafplaas vir heidene om in begrawe te word. En daai begrafplaas is tot vandag toe nog daar. Later gehang hy homself op oor die berou vir dit wat hy gedoen het. Moenie dom wees nie. Die toestand van hierdie wêreld is oorgegee aan die duiwel. So ek moet myself beskerm. En al manier hoe ek myself kan beskerm, is om daai deur oop te maak vir die Here, om my te help. Ek wil vir die res van vers 3 tot 6 lees. En die Satan het in Judas gevaar, wat Iskariot genoem word, en wat uit die getal van die 12 was. Toe het hy gegaan en met die owerpriesters en hoofde beraadslag, hoe hy hom aan hulle kon oorlewer. En hulle was bly, en het met hom ooreengekom om hom geld te gee. En hy het toegestem, en na 'n goeie geleentheid gesoek, om hom sonder oproer aan hulle oor te lewer. En dan, wat vir my interessant is in hierdie spesifieke gedeelte, ons begin in vers 2, begin ons met hierdie nood van die mens. Ons begin met hierdie probleem wat hier aangespreek word.
En dan sluit ons af in vers 21, maar kyk, die hand van hom wat my verraai, is by my aan tafel. Dan word hierdie gedeelte weer afgesluit, met dieselfde gedagte. So met ander woorde, daar's 'n probleem, daar's 'n oplossing in die middel, maar die oplossing is nie net vanselfsprekend nie. Die oplossing is jou keuse, wat jy self moet maak, wat die Here vir ons kom gee. Die antwoord, 1 Korintiërs 11, vers 28 tot 31, maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet en uit die beker drink, want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swak is en sieklik is, 'n aantal het ontslaap, want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Dit is in die nagmaalsformulier in 1 Korintiërs 11 opgeteken. Hy sê, ons moet onsself beproef. Beproef is nie, ek voel goed, ek gaan dit doen nie. Beproef is, wat is my toestand voor die Here? Waar is die Here in my lewe? Is die Here maar net iets bykomends? Is die Here maar net daar wanneer ek hom nodig het? Of het ek, en dit is die antwoord, het ek die besluit geneem om die deur oop te maak en die Here in te nooi in my lewe? Waar is die Here in my lewe? Ek moet myself beproef. As ek nie, en gelukkig, hoef jy nie vir my die antwoord te gee nie. Jy hoef dit nie vir iemand langs jy te gee nie. Die Here hoor, en die Here weet. Die Here weet, of hy in jou hart is of nie. So dis iets wat ek alleen moet beproef voor die Here. Ons tweede gedagte, is my baie mooi in hierdie verhaal, waar daar besondere voorbereiding gedoen is vir hierdie maaltyd. Vers 7, die dag van die ongesuurde brode het gekom, waar die Pasga geslag moes word. Dan Eksodus 12, van waar dit kom, Eksodus 12 vers 15, 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet, alreeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder, want elkeen wat gesuurde brood eet, van die eerste dag af tot op die 7de toe, die siel moet uit Israel uitgeroei word. Is daar enige probleem met suurdeeg? Suurdeeg is daai goeders wat mamma gewoonlik in die kombuis by die beslag gooi. Hier, dis 'n mooi Afrikaanse woord. Beïndruk ek myself. By die beslag gooi en dan rys die meel en dan word dit 'n brood en dan word dit gebak. Nou sê hierdie gedeelte vir ons, hierdie suurdeeg vir hierdie tydperk moet uitgeroei word uit die huis. En Eksodus is my baie mooi. Jy moet jou bure gaan roep. En dan moet jou bure jou kom help en soek in jou huis. Of daar nie dalk 'n krummeltjie, 'n klein deeltjie van suurdeeg oorgebly het in jou huis nie. So met ander woorde, dit moet deeglik wees, dan moenie suurdeeg in jou huis gebly het nie. Hoekom verwys hulle na suurdeeg? 1 Korintiërs 5 vers 6 en 7. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan nou die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Sonde, baar sonde. En dis die vergelyking met suurdeeg. Daai bietjie suurdeeg wat in die deeg gegooi word al hoe meer. En nou sê Eksodus vir ons, met die instelling van die Pasga, van die Paasfees, dat ons moet deeglik ondersoek doen in ons huise. En dan moet ons sommer vrymoedigheid neem en ons bure ook vra, kom help my om seker te maak, al die suurdeeg is uit my huis uit. Want ek wil nie suurdeeg, ek wil nie sonde in my lewe hê nie. Help my, wys vir my, waar daar nog 'n bietjie sonde oor is. Want miskien kan ek dit oorslaan. Besef ek nie, ek doen iets verkeerd nie. Vra iemand anderste om in te kyk in my lewe. Daar's nie 'n manier wat ek dit doen nie. Ek het menseregte. Ek gaan nie iemand anders toelaat om kritiek op my lewe. Ek gaan nie toelaat dat iemand anders my lewe beoordeel, veroordeel en al daai goeders nie. Dis ons as mens. Hoekom doen ons dit?
want my lewe is nie reg nie. Daar's te veel foute in my lewe, en ek wil jou nie vertel van die foute in my lewe nie. So ek gaan nie jou toelaat om in my lewe rond te krap nie. Ek gaan nie jou toelaat om 'n opinie te hê oor my nie. Hierdie gedeelte sê nie jou buurman is heilig nie. Die gedeelte sê nie jou buurman wat sonder sonde is, moet kom kyk na jou suurdeeg nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. En dit gaan nie oor, jy het my nou 'n stukkie suurdeeg gewys, ek gaan nou na jou toe en ek gaan vir jou kom wys hoeveel suurdeeg in jou huis is nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan nie oor 'n heen en weer verwyte nie. Dit gaan oor die liefde. Dit gaan oor die gevolge van dit wat in jou lewe kan wees. Dit gaan oor, ek gee om vir jou. Maar praat oor sonde vandag? Ja, maar omdat jy toe jy 12 jaar oud was, of toe jy so dit gedoen het, en dan wil ons kom vinger wys na iemand anderste. En dan wil ek myself net kom verontskuldig. Daar was nie net hierdie voorbereiding voor die tyd nie. Maar Exodus het 'n baie unieke manier oor hoe die Pasga geniet moes word. Exodus 12 vers 11, en so moet julle dit eet. Hoor nou, terwyl hulle hierdie maaltyd saam gaan eet. Julle heupe omgord wees, julle skoene aan julle voete, julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die Here is dit. Met ander woorde, dis nie 'n ontspanning nie. Dis nie van, ek gaan nou hier sit en kuier nie. Ek is gereed. My gordel is reeds aan om my kleed vas te hou. My skoene is aan my voete sodat ek die pad kan gaan. My staf is in my hand sodat ek kan gaan. Ek is gereed vir die pad vorentoe. Maar ek eet nou eers hierdie Pasga in voorbereiding vir die pad vorentoe. En dis die wonderlike werking van die Here. Vir sy voorsiening in die pad vorentoe. Maar hoor weer eens, wie se verantwoordelikheid is dit? Wie se keuse is dit wat gedoen moet word? Ek moet my gordel aansit. Ek moet my skoene aan my voete sit. Ek moet my staf in my hand vashou. Niemand anders te doen iets vir my nie. Ek het die verantwoordelikheid vir my lewe, vir die keuses wat ek maak. Daarom, my voorbereiding, wat ek kom tref. Vers 8 en 9 van ons geleesde gedeelte, toe stuur hy Petrus en Johannes en sê, gaan berei die Pasga vir ons, dat ons dit kan eet. En hulle sê vir hom, waar wil u hê, moet ons dit berei? Nou hierdie vraag, as ek dit vir myself moet vra, waar wil die Here sy Pasga dan nou kom geniet? Saam met ons kom eet. Is dit elke keer net as ons as gemeente saam nagmaal vier? Of is dit 'n lewenswyse, 'n retoriese vraag wat gevra word? Moet my lewe hiervan kom spreek? En dis wat die res van die skrif sê. Dis die opdrag wat die Here vir ons gee. Dat my lewe moet elke dag van die offer, van die oorslaan, voorreg, wat die Here vir ons gedoen het, moet kom spreek daarvan. Moet kom uitroep vir die wêreld daar buite. Die Here het my oorgeslaan met die straf van my sonde. Die derde en die laaste gedagte is vir my die genadige plaasvervanging. Onthou nou die gedeelte begin met die probleem en die gedeelte eindig weer met die probleem. Maar hierdie is nou my keuse. Vers 19. Daarop neem hy die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. 1 Korintiërs 11, die nagmaalsformulier, vers 23 en 24. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Mag ek weer vir julle terugverwys na Jesaja wat ons nou aangehaal het?
Hy is terwille van ons oortreding deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Die breking van die brood. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Spreek dit van vergifnis van sonde? Nee. My liggaam, stof is jy, en tot stof sal jy vergaan. Dis deel van hierdie aarde. Maar nou, Christus se liggaam word vir ons gebreek. Ons kom vier fees daaroor met nagmaal. Ons kom sê, dankie Here, dat U liggaam gegee het om vir ons gebreek te word. Sodat daar in U liggaam vir ons selfs genesing vir ons siektes kan wees. Sodat daar vir ons voorsiening vir ons elke dag se lewe kan wees. Sodat daar bemoeienis van die Here vir ons kan wees. Sodat ons kan ervaar die Here is betrokke in ons lewens. Al die sonde, al die verkeerd, al die siekte het op die kruisigingsoomblik 'n werklikheid geword in die Here se liggaam. Sy liggaam is vir ons gebreek. Het hy gelei, swaar gekry met 'n lang ei. Moes hy vir ons die pad van Golgotha tree vir tree loop. Het hom bekend gemaak met ons as mens se emosies, se probleme wat ons elke dag ervaar. Die uitdagings wat die Here gehad het. Ek dink aan die gemeenteete volgende Sondag. En ek dink aan 'n geleentheid waar die Here 5000 mans plus vrouens plus kinders by hom gehad het, ver van die dorp af. En hy vra vir die disippels, gee vir hulle iets om te eet. Die disippels sê ons het niks nie. Nie vir soveel mense in elk geval nie. Hulle het miskien net genoeg gehad vir hulle self. Maar hier's 'n klein seentjie. 5 brode, 2 visse. Maar wat is dit vir so baie mense? En die Here het vir die skare gesê hulle moet gaan sit. En hy het gedank en hy het die brood gebreek en hy het laat uitdeel. 12 disippels, hoeveel mandjies is na die tyd opgetel van brokstukkies? 12 mandjies. 'n Getuienis vir elkeen van die disippels van die wonderlike voorsiening van die Here in 'n wonderwerk. Onder andere Judas Iskariot het saam ook 'n mandjie vol brokstukke opgetel. Die Here wil betrokke wees in jou lewe. Die Here het die prys betaal om betrokke te kan wees in jou lewe. Die Here vra, ek moet hom vertrou. Hoe gaan ek hom vertrou? Matteus gee vir ons 'n wonderlike antwoord. Hy sê, soek allereers die koninkryk van God, en al hierdie dinge, wat ons so elke dag mee besig hou, sal vir ons bygevoeg word, sal vir ons gegee word. My verantwoordelikheid is nie, Here, voorsien in my liggaamlike gebrek, voorsien vir my in my, wat ook al ek nodig het nie. Die Here weet, wat het ons nodig. Dit wat belangrik is, ek wil U eer, met alles wat U vir my gee. Vers 20, net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Nuwe Testament? 'n Testament is iets wat gelees word met afsterwe. So ek het 'n testament, ek bemaak my besittings aan iemand anderste. So hierdie is nou die Nuwe Testament wat die Here kom gee het, met sy sterwe op Golgotha. 1 Korintiërs 11, vers 25. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Vers 26, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. En dan Eksodus 12 vers 13, maar die bloed sal vir julle teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipteland tref nie.
Die lammetjie moes geslag word in Eksodus hoofstuk 12. Die bloed van die lam moes aan die deurkosyne van die huis dan geverf word, en as die doodsengel met die 10de plaag daar verbykom, word daar die huis oorgeslaan. As daar die huis nie 'n lammetjie geslag het nie, as die bloed nie aan die deurkosyne is nie, dan is daar die huis getref met sterftes. Vir wie is die opdrag gegee in Eksodus? Vir die mens. Die mens het nie die oorslaan bewerk nie, maar ek het 'n verantwoordelikheid gehad. Ek moes die bloed aan die deurkosyne gaan verf, as 'n teken van vertroue, as 'n teken van, ek wil die Here vra in my lewe, ek wil oorgeslaan word. Die bloed, dit wat aan die kruis gevloei het, die prys wat vir ons betaal is, die Nuwe Testament wat opgestel is, gee aan my die mag om dan 'n erfgenaam te word van Jesus Christus se vergifnis. Ek moet dit nie gaan doen nie. Ek moet nie gaan betaal nie. Ek moet die betaling wat reeds gemaak is, aanvaar. Ek moet dit aanneem. Ons nader nou die feesseisoen, wat ons as families baie dankbaar is as ons by mekaar kan wees. Mag ek 'n vraag vra? Is jy seker jou familielede het hulle hart vir die Here gegee? As ons nou so dink deur ons families, ek dink aan kinders, ek dink aan kleinkinders, ek dink aan ander familie. En dan twyfel ek. Ek dink die deur van sommige huise kan nie eens meer oopgaan nie, want dit is so vol suurdeeg. Ek wil nie ingaan en vir hulle vertel jy is sondig nie. Ek wil vir hulle bid. Maar eerste, Here, hoe lyk my lewe? Het ek 'n keuse gemaak? Het ek die deur oopgemaak? Is my lewe met die bloed van Jesus Christus geverf? Dis wat belangrik is. Dis wat ons die Here voor moet vertrou vir my lewe, sodat ek daardie liefde met ander kan gaan deel. 1 Korintiërs het gesê, beproef. Stel jou eie lewe op die proef. Het ek dit gedoen of het ek dit nie gedoen nie? Ek sal die antwoord weet. As ek twyfel, ons gaan nou saam 'n gebed doen. Onthou nou, Eksodus, moes hulle die bloed aan die deurkosyne verf. Daai bloed aan die deurkosyne, almal het dit gesien. Hierdie huis het geglo. So ek wil nou vandag vra. Ons gaan nou saam bid. En ons almal gaan ons oë toemaak. En as 'n teken, Here, ek verf nou die bloed aan my deur. Ek neem nou, dit wat U vir ons gedoen het, neem ek nou aan. Steek jou hand op. Ek wil nie kyk nie, ek wil nie weet nie. Dis nie 'n saak tussen my en jou nie, tussen iemand anderste nie. Dis 'n saak tussen jou en God. So kom ons bid saam. As jy dan daardie begeerte het, dan kan jy nou jou hand opsteek. Here, ons oë is gesluit. Here, ons kan nie sien wie se hand is op nie. Here, ons is dankbaar vir hande wat opgesteek word. Here, ons is dankbaar vir elke ene wat bereid is om oorgeslaan te word
van die straf van die sonde. Dankie Here vir die prys wat U vir ons kom betaal het. Dankie Here vir U vergifnis. Here, dankie dat U dan so in my plek gesterf het vir my sonde. Here, jammer dat U dit moes doen. Maar baie dankie Here dat dit nie op 'n ander manier kon gedoen het nie. Dankie Here dat ons dit self kan betaal nie. Dankie Here dat U die volle prys vir ons in ons plek betaal het. En daarom Here, soos wat die volk in Exodus die opdrag gehad het, Here, as hulle oorgeslaan wil word, moet hulle erkenning gee, moet hulle die bloed aan die deurkosyne verf, moet ons, Here, ons hand opsteek en sê, Here, ek wil dit ook hê in my lewe. En dankie Here, dat U dan so beloof, elkeen wat sê hulle wil dit hê, Here, U gee vir ons die belofte, sal ek ingaan en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Die wonderlike belofte, Here, wat U vir ons gee, U kom vervul ons met U teenwoordigheid. Dankie Here vir U vergifnis. Dankie Here dat ons in hierdie oggend hier by mekaar kan wees as gemeente. Dankie dat ons U kan vertrou. Dankie dat ons U kan eer. Ons loof en ons prys U naam alleen. U kan maar die hande laat sak. Amen. As U hand opgesteek het, dis nie nou ek wonder, het die Here dit vir my gedoen nie. Die Here sê, hy doen dit vir jou. Glo. Moenie die duiwel se leuns glo wat sê ja maar nie. Daar is nie 'n ja maar nie. Onvoorwaardelik, die Here beloof dit vir jou. So mag ons dan die Here eer vir dit wat hy dan ook vir ons kom toevoeg tot ons lewens en die vergifnis wat hy vir ons gee. En daarom is dit dan vir ons 'n blye geleentheid wat ons ook dan saam hierdie gebeurtenis vir u lewe, wat u 'n kind van God kon geword het, maar ook as gemeente in terugdink. Dankie Here vir wat u vir ons gedoen het. So ek wil u dan nou nooi om saam met ons te staan. Dan gaan ons saam, u het die brood gebreek, eens by die meer, ons gaan dit sing, ter voorbereiding dan ook vir die nagmaaltafel, en dan gaan ons dan saam nagmaal vier, waartoe u elkeen dan ook welkom is. Kom ons staan, dan sing ons dit saam. Gebreek, eens by die meer. Breek nou die lewensbrood vir my ook Heer. Wil steeds die waarheid meer aan my ontvou, tot ek ook in die woord my Heer aanskou. Lewensbrood, heiland vir my. U is die waarheid, Heer, U maak my vry. U beeld straal uit die skrif, so helder voort. U soek ek, Heer, U self o lewend woord. Soos wat U Gees ons lei, wil ons U dien. Met krag en liefde deur U self voorsien. Waar ons gelowig volg, waar U ook lei, doen ons die goeie werk deur U berei. Baie dankie, kom ons bly net so staan, dan gaan ons dan vra dat Anton vir ons net 'n seëngebed doen. Hemelse Vader, ons kom in dankbaarheid vandag hier voor U. U het U seun gegee om vir ons sondes te sterwe en sy liggaam en bloed vir ons geskenk. Heilige Gees, werk in ons harte en maak ons stil, dat ons vandag op U kan konsentreer en kan besef dat U vir ons sondes gesterf het en rig ons oë op Jesus Christus. Hier ons vra dinge nie met ons verdien nie, maar alleen uit genade in die naam van Jesus Christus. Amen.
Baie dankie, kan sitplekke weer inneem. Ons het nou Here 'n paar keer verwys na die nagmaalsformulier, maar ek wil dit graag net aan u voorhou en ook in volledigheid. 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag wanneer hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde: hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet en die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het ontslaap. Net weer herinnering van dat ons onsself moet beproef voor die Here, maar ook dan die wonderlike uitnodiging wat die Here tog nog steeds na ons uitgee, wat die Here vir ons dan gee, dat ons dit kan aanneem, en wat die Here dan vir ons kom sê, dat hy het gedank, en toe het hy die brood gebreek, en toe het hy gesê: neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Neem dit, en dan so, maak dit deel van jou lewe. Elke dag se keuse, dit wat die Here vir ons kom doen het, beantwoord my lewe daaraan. Spreek my lewe van die liggaam wat vir my gebreek is. Mag ons die Here kom eer deur die gebruik van hierdie nagmaal. Die Here het ook na die maaltyd het die beker geneem, en toe gee die Here vir ons die wonderlike belofte, dat hierdie beker verteenwoordig sy bloed. Die Nuwe Testament, wat die Here vir ons dan so in sy bloed kom stort het, vir ons kom gee het, sodat ons kan deel in die vergifnis van ons sondes. So daarom met groot vrymoedigheid, neem ons dan die beker, en ons kom eer die Here vir die vergewing van ons sondes, omdat ons mens is, omdat ons sonde het. Dankie Here vir u volkome vergifnis vir al my sondes. En dit is wat die Here ons dan kom nooi om dit te kom deel, maar ook om dit te gaan verkondig. Met jou lewe te wys, dis wat die Here vir my kom doen het. Baie dankie. Dan vra ons dan nou vir broer Pieter om dan net vir ons dan so 'n dankgebed te doen. Here Jesus, Here, as mens, Here, is ons verstand te klein, Here. Here, ons sal nooit kan besef, Here, die offer wat vir u vir ons gebring het, Here. Die omvang daarvan, Here. Here, maar ons steek in ons eenvoudigheid, Here, ons hande na u toe uit, Here. Here, ons wil u sê dankie. Here, ons vra ook, Here, dat u ons sal versterk, Here, op pad vorentoe. Here, dat ons ook die regte keuse sal maak, Here, in ons eie lewens. Here, dat ons ook so op die manier, Here, u woord en u beeld kan versprei en u spore kan trap daar buite. Baie dankie, Here. Amen. Baie dankie, vriende. Baie dankie, vriende. Iets wat my altyd opval van die nagmaal en die verraaiing van Judas Iskariot, is dat die Here sê dat die een wat my gaan verraai is hier saam met ons aan tafel. Dis hy en die 12 disippels wat daar is. En toe het hulle onder mekaar begin bespiegel wie dit tog kan wees. Judas Iskariot sit daar met die verraad in sy hart, maar hy sal nie sê dis hy nie. Maar die ander menslik, Here, is dit dalk ek? Stel ek dalk te leer? Het ek iets te min gedoen? So jy moet die opregtheid van die ander disippels raak sien in hierdie oomblikke. Here, is dit miskien ek wat tekort skiet? So daardie begeerte in jou hart, ek wil nie tekort skiet nie, Here. Ek wil, Here, voluit lewe vir u. En dit moet jou begeerte wees. So mag die Here dit vir ons elkeen gee, sodat my lewe en jou lewe elke dag 'n verskil sal maak, ook vir ander mense. Sodat ons elke dag dit sal spreek, dit wat ons vandag saam geniet het.
Mag die Here ons elkeen seën. Ons slotlied, vriende, is loof heel die skepping, loof die Here. Dis 'n loflied vir die feesviering, vir die voorreg wat die Here ons mee oorgeslaan het met die straf van die sonde. So daarom die dankbaarheid ons harte uit, kom ons sing hierdie loflied tot eer van die Here. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.